my asseblief na 1 Johannes 2, ek gaan lees van 28, lees saam met my asseblief, 1 Johannes 2 vers 28, wat Johannes sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen uit hom gebore is. Dan die mooi vers, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Die 2020 wat uit die nuwe direkte vertaling sê, en dit is ons ook, King James het dit nie in nie, en die 53 nie, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Net tot sover, Vader, bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees, want U Gees het al die geskrifte geïnspireer. Vader, ons lees nie reg of verstaan nie reg die konteks, Here, van enige geskrif, as die Heilige Gees dit nie aan ons openbaar, en sodat ons tot die lig mag kom nie. In alle dinge bid ons is saam om U te verheerlik, ons is saam om U woord te proklameer, dit te ondersoek, sodat ons kan doen wat reg is en ons die ewige lewe daardeur mag hê, in Jesus naam. Amen. Ons gaan net draai om een vers, omdat dit so 'n belangrike vers is, maar in die konteks wat Johannes hier skryf, ons weet hy skryf teen die gnostisisme, net voor sy dood, oor hierdie kult, eintlik is nie 'n valse godsdienst, dis 'n kultus wat ontstaan het, wat tot vandag met ons is, 'n New Age. En baie kerke reg oor die wêreld is hierdie New Age se wortels ook nou al vasgeplant. Daarom wat Johannes dringend skryf, en ons weet dat dit in sy direkte vorm New Age, maar die 66, die hoofpunt eintlik in al hierdie dinge is dat gnostisisme, New Age en al sy verwante godsdienste val die 66 boeke van die Bybel aan. Ons het 66 boeke en ons het dit al vir jare. In die 4de eeu is die 66 boeke vasgelê wat die kerkvaders op besluit het. En hulle het goeie huiswerk gedoen vir ons, maar hierdie gnostisisme glo 'n ander Jesus. Dis nie dieselfde Jesus, dit klink so naby aan die Jesus van die Bybel, maar dit is nie die Jesus van die Bybel nie. Want jy sien nie, Jesus van die Bybel word geopenbaar van Genesis regdeur tot Maleagi en van Matteus regdeur tot Openbaring, praat dieselfde taal. Sê vir ons dat Jesus God is. En in die konteks weet ons die gnostici was eers deel van die kerk, maar hulle het uit die kerk uitgegaan omdat hulle, dit sê dat hulle was nie regtig deel van ons nie. Hulle het van ons uitgegaan, so hulle het saam met ons gaan bid, saam met ons miskien etes geëet en saam met ons die nagmaal gehou, maar hulle was nie regtig deel van ons, net soos Judas nie regtig deel was van die 12 nie. Was hulle nie regtig deel nie. En vergun my, ek weet dit is 'n ou gesegde, maar ek het seker nou al 10 keer al gehoor, die kind wat in sy toets by die skool vra die juffrou, gee vir my die oortreffende trap van dood. Nee, dood, morsdood, gevrek, sê die kind. Maar jy kan net dood wees as jy dood is, jy dood. En hierdie mense is dood in hulle gees, want hulle is nie opgewek deur die Heilige Gees tot 'n ewige lewe in Christus nie. Johannes verwys ook na hulle in 2 vers 19, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie deel nie, want hulle is deel van die antichrist. Die gees van die antichrist werk al reeds kragtig in hulle. Hulle dra die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood. Dit is hulle, wat ons gesê, die Johannes wat gebruik die swart en wit dualisme in sy literatuur, ons sê lewe en dood, waarheid en lig, sonde en geregtigheid. Hulle
het nie die salwing nie. Ons het verlede week gekyk na die 7 tekens van die salwing. Anders is wat baie kerke dit glo, maar dit is Johannes wat dit sê van die salwing, en dit is dit wat dit is. Wedergeboorte deur die Heilige Gees. U kan jouself nie wedergeboorte gee nie. Die Vader besluit wie hy moet opwek, wie hy wil opwek tot die ewige lewe. Ek het verlede week ook verwys, dink dit is R.C. Sproul wat, as jy kyk na Daniël 12, vers 1 tot 2, want baie mense glo as jy in nihilism, as jy dood is jy dood. Nou, ongelukkig sê Daniël, of die engel aan Daniël, sê hy ander saak, as die Daniël is die Jopeer sal wees die laaste van die groot profete, né? Want baie mense dink oor Daniël is een van die kleiner profete, nee, hy is een van die groot profete, want hy is redelik lank, relatief lank. En openbarings word aan hom gegee, maar ons gaan nie kyk na die openbarings nie, ons gaan kyk na wat sê God aan Daniël. Sê Daniël 12 vers 1, hy sê, en in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie in die gewees het, en vandat die volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word. Hier Paulus, ons sal eendag daarna kyk na Romeine 11, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, maar dan sê hy, en baie van die wat in die stof van die aarde geslaap het, en ander gesterf het, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Dit sê engel, dit is nie wat Daniël sê, dit is wat die engel vir Daniël sê. Van jou volk sal baie opstaan, sommige van hulle van Israeliete tot die ewige lewe, die ander tot groot smaad. Dis die hel, dis die doderyk en die hel. So alle mense het die ewige lewe, maar nie almal word deur die Heilige Gees opgewek tot die lewe in Christus Jesus nie. So mooi wat Paulus sê in Romeine 18 vers 6. Die Engels van Romeine 18 vers 6. Hy sê, the Holy Spirit testifies and confirms. Die Heilige Gees getuig en bevestig met ons gees, ons is kinders van God. Die Heilige Gees moet in ons hart bevestig, ons is kinders, en dis die invalshoekie van hierdie gedeelte, ons is kinders van God, ons is mede-erfgename, ons is deur die Heilige Gees opgewek tot die ewige lewe. So die invalshoek in hoofstuk 2, en kyk hoeveel keer praat, ons moet kyk na die konteks, wat praat, met wie praat Johannes, die apostel Johannes hier, hy verwys na 2 vers 1, sê, kinders, ek skryf aan julle. Hierdie is weergebore kinders, dis nie hulle wat sal opstaan tot die ewige oordeel nie. Dis nie hulle wat gnostici is nie. Dis nie hulle wat 'n ander Jesus aanbid, soos die moslems, die New Age en Hindoeïsme en al die godsdienste het 'n klankie van Jesus. Hierdie mense, as hy sê, ek skryf aan julle kinders, herhaal hy in 2 vers 14, ek skryf aan julle kinders. 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur. Vers 20, julle kinders is deur die Heilige Gees gesalf. Vers 27, want julle aanbetref, julle het die salwing, julle teenoor hulle. Vers 28, en nou kinders, bly in hom. Nou dat julle al hierdie dinge weet, so hy praat nog die hele tyd met kinders. Hy praat met niemand anders behalwe kinders nie, hy praat nie met die gnostici nie, hy praat nie met mense wat ander godsdienste is nie. Want hy sê, julle het ook die salwing ontvang. Vers 29, julle is, ander woorde, uit hom uit. En julle weet dat, as julle glo dat hy Christus regverdig is, wat eintlik beteken dat hy geregtigheid bewerk, dan weet julle ook dat elkeen wat van nature die geregtigheid begin doen, kyk ons almal sondig, ons almal doen sonde, maar as dit in die hart is 'n begeerte om God te behaag, sal u geregtigheid dryf daarna. U mag miskien nie regverdig wees nie, maar u hart sal u dryf na geregtigheid toe, omdat hy regverdig is, en elkeen wat dit glo,
is uit hom gebore. Dit is 'n teken dat ons uit hom gebore is. 'n Persoon wat nie 'n begeerte in sy hart het om ontslae te raak van sonde nie, kan tog nie weer gebore wees nie, soos Petrus verwys het in 1 Petrus 1 vers 23, wat hy sê, julle is gebore uit onverganklike saad. Dis niks anders as die Heilige Gees nie. Onverganklike saad, daar's net een onverganklike saad, en dit is die Gees van God. Julle is uit hom gebore. Maar nou gaan hy hiernatoe en hy gaan Johannes, as hy hierdie hoofstuk oopmaak, onthou in die oorspronklike Grieks is daar nie hoofstukke gewees of verse nie, maar hy gaan onmiddellik soos in 'n ontploffing in van aanbidding, verwondering. Soos John MacArthur sê, an outburst of wonder. Matthew Henry kommentaar sê, John breaks forth into admiration of that grace that is a spring of such wonderful vouchsafement. Die Engels reg, vouchsafement. Hy ontplof oor die feit dat God ons lief het. Hy kan nie verstaan dat God ons lief het, maar hy het ons lief. Ons kan dit nie begryp nie. Sy liefde is te diep. Soos selfs Matthew Henry sê, dit is 'n ontploffing, dit is 'n uitbreek van aanbidding aan God. Dis hoekom ons probeer sing en lees. Sing en lees. Sodat ons hierdie trend kan optel van God te aanbid. Ons is hier om hom te aanbid. En dit begin is baie mooi die woord observe, wat baie voorkom in die Bybel, idou kan verskillende dinge beteken, maar ons kry reeds, onthou Lukas 2 vers 10, kom die engele na die herders toe. Wat sê hulle? Die Afrikaans, die 53 wat uit die Textus Receptus uitkom, en ander dui dit nie heeltemal so aan nie, maar die engel sê, selfs in die 53, moenie vrees nie, maar kyk, don't fear but behold, kyk, vir julle is gebore. 'n Aanhou dan, Jesus word gedoop, voor hy gedoop word deur Johannes die Doper in Johannes 1 vers 29 wat ons gedoen het. Wat sê Johannes die Doper? Hy sê ook, kyk, die lam van God wat die sonde wegneem. Kyk na sy geboorte, kyk na sy salwing, spesiale salwing voor hy gedoop word. Kyk, behold, let op, merk op. En dan hier sê Johannes, kyk, ook, kyk. Dit sê nie, oor die terloops, kyk maar net daar, loop 'n voeltjie. Hy sê, kyk, sien, observe, gee aandag. Die liefde wat die Vader vir ons het. Ek hou van die Engels, die ESV, behold what kind of love the Father has given us. Hulle wat weergebore is, God die Vader. God die Vader stuur die jaghond van die hemel, met respek gesê, dis nie my woorde nie, ek sê dit nie. The hound of heaven hou aan hulle inbring en roep om te kom. What manner of love is this? Dat die Vader sy Gees op ons uitstort en ons kinders noem. En dit is ons ook. Weereens soos die King James, die Textus Receptus, die KNL groepe van Grieks, sit nie hierdie gedeelte, en dit is ons ook. So, dis nie net kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het nie, aan ons nie. Ons is kinders, en ons is 'n bevestiging, ons is dit ook. 'n dubbelversekering dat ons kinders van God is. As jy onthou Johannes 6 vers 37, waar Jesus eintlik sê, almal wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. Jy ken dit gedeelte, né? Almal wie die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys of wegkeer. Hoekom nie? Die Vader het hulle aan my gegee. Sê, al wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys nie, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen, maar om die wil van die Vader te doen. In ander woorde, ek is gestuur, en julle word aan my gegee, ek is die groot herder, ek hou julle vas. En dis die wil van die Vader wat my gestuur het, dat almal wat hy vir my gee, daarvan ek nie een verloor nie, maar in die laaste dag sal opwek. Dis die wil van die Vader dat ons kinders genoem word, en dit is
ons ook. Die Vader hou ons vas, Jesus hou ons vas, maar die Vader en Jesus is een, maar ons word amper soos in 'n dubbel mate vasgehou, dat niemand ons kan wegruk uit die hande van Christus. Nie wonderlik nie. Groot Herder sê, jy kan nie aan my kinders vat nie, dis myne. Ja, ek sal toelaat dat hulle getoets word, maar jy gaan hom nie, soos Job, gaan nie toelaat dat julle sy lewe vat nie, hy behoort aan my. Ek het finale sê, ek is soewerein oor hom, ek is sy herder. En dan die tweede gedeelte van vers 1, daarom ken die wêreld ons nie, omdat die wêreld hom nie geken het nie. Hier in Grieks die woord epinosis, genesko, 2 keer word herhaal, Johannes hier die woord, ken die wêreld ons nie, omdat die wêreld hom nie geken het nie, 2 keer word geken. Dis waar die gnosticisme vandaan kom. Gnosticisme, gnosis, die kennis. Ons het kennis dat die wêreld ons nie ken nie. En omdat hulle hom nie geken het nie, want hulle is uit die wêreld, ons sal sê 1 Johannes 4 vers 4, hoekom nie? Want hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en daarom luister die wêreld na hulle. En ons weet wat Johannes sê in hoofstuk 2, moenie die wêreld lief hê nie. In 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê nie, want hulle is uit die wêreld, hulle praat uit die wêreld, hulle sê hulle ken God, hulle ken hom nie, want hulle ken Christus nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. So hy is basies volgens God se ekonomie dood. Want nie almal wat asemhaal lewe nie. Ons het hierdie idee, 'n persoon haal asem, dat hy hom net aanhou asemhaal hy lewe. Hy lewe net wanneer Christus se gees in hom woon. Gaan hy van die dood na die lewe toe oor. Ons is erfgename, onthou Galasiërs 3, Paulus wat ons ook gedoen het in die gemeente, Galasiërs, sê wat ons werklik is, want nie net hulle aan wie Paulus skryf nie, maar hy skryf ook sodat mense kan weet, wat is wie en wat is ons, hulle wat weergebore is volgens die gees van God. Kom ek lees hier, Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Want julle, sê Paulus, is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. So daar's nie meer Jood of Griek, daar's geen meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man, vrou nie, want julle is almal in Christus Jesus. En as julle aan hom behoort, dan is julle nageslag van Abraham. Nageslag. En daarom as nageslag van Abraham is ons ook mede-erfgename saam met Christus, wat ons geroep het. So hy is die een wat roep uit die wêreld uit. Wat doen hy? Hy roep ons om hom te volg. Soos hy Abraham geroep het om hom te volg. Want jy sien, die roeping gaan nie oor Abraham nie. Ons dink, dit gaan alles oor Abraham. Ons dink alles dit gaan oor kinders van die Here. Dit gaan nie oor kinders van die Here. Dit gaan ook nie oor Abraham nie. Dit gaan oor hom wat geroep het. Dis hoekom ons by mekaar kom, want hy het ons geroep. Ons is Ecclesia. Ons is uitgeroep uit duisternis. Maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom wat ons geroep het. Alles oor hom. Weer, daar's baie groot debatte oor Arminianisme en Calvinisme en die groot ding is, ons moet die skrif lees soos dit daar beskryf staan. Ons sou nooit op ons eie na God toe gekom het as hy ons nie geroep het nie. Ons sou dit nie doen nie. En geen mens is daar begeerd om God te dien nie. Tensy ons sê Psalm 14 is foutief. Paulus is foutief, wat hy sê niemand soek na God nie. Nie eers een nie. Waarop Paulus hy haal dit uit die Psalms uit. Niemand soek na hom. Niemand soek na God. As hy ons nie kom soek nie. Maar hoe werk dit dan? Jy ken seker vir Albert Müller, die prinsipaal van die Southern Baptist Seminary. En dis nie hy wat dit gesê het nie, hy haal bloot vir Spurgeon aan. Want Spurgeon sê, hoe verstaan ons dat God ons roep en ons kom
Spurgeon het op sy tyd gesê, as ons eendag by die hemelpoorte kom, of mense sien die hemelpoorte, sal daar geskryf staan, wie ook al wil, laat hom kom. Nee, wie ook al wil, laat hom kom. En as hierdie persoon in die poorte ingaan, sal hy op die buitekant van die binnekant van die poorte sê, reeds geroep van die grondlegging, voor die grondlegging van die wêreld al geroep. Hoe werk dit? Weet nie, dit is geskryf staan. Hulle sê, Paulus, don't go beyond what is written. Dit staan geskryf. Efesië is vol van die, God het ons geroep, ons het gekom, hy het ons geroep as skape, ons het nie gekom omdat ons wou nie, ons kom omdat hy ons roep. Dan sê hy, kyk, nog steeds, wat 'n groot liefde het hy vir die wat hy geroep het, dat hulle kinders word, en ons hom nou kan Abba noem, net soos Jesus hom Abba genoem het, hulle is kinders van God. Daarom het hy hulle lief. Wat 'n groter liefde het God aan ons bewys. Maar dan moet ons hierdie tweede gedeelte van Hoofstuk 3 vers 1 ook verstaan. Die wat geroepe is vreemdelinge in die wêreld. Hulle kan nie die wêreld lief hê vir die ding wat in die wêreld is nie. En mense sien nie altyd die vervulling van God nie. Ons kan dit nie hier en nou sien nie. Kyk na Hebreërs 11 vers 13. Die galery van geloofshelde. Het Abraham, met Isak, Jakob, die aartsvaders, het hulle gesien? My Bybel sê nee, hulle het nie gesien nie. Selfs Josef, wat die seun is van Jakob, het ook nie die beloofde land gesien nie. Maar mense wil nou al die beloofde land sien, hulle dring aan om die beloofde land sien, so hulle wil God sê, ek wil dit sien, ek wil dinge nou gerealiseer het. Daarom sê, praat hy, hierso 11:13, praat hy van Abraham, Isak, Jakob, Sara, almal, hy sê, al hierdie mense het in geloof gesterf, sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit ver afgesien in hulle geestesoog en verwelkom en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde is. Vreemdelinge. Wat sê Johannes in 3 vers, die tweede gedeelte? Die wêreld ken hom nie. Hulle ken julle nie, want hulle ken nie die Vader nie. Maar ons ken die beloftes, ons weet wat die beloftes is van God. Ons het burgerskap verkry tot hierdie saligheid en hierdie heerlikheid, dat hy ons geroep het en nou noem hy ons kinders. Is dit nie wonderlik in 1 Johannes 4 vers 9 tot 10, twee gedeeltes wat ons moet weer eens na kyk. Hy sê, want hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Ja, hy noem ons kinders, maar hy sê, hierin is die God se liefde aan ons geopenbaar. Het God nodig om enigiets anders vir ons te bewys? Hy sê, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dis die liefde. Hierin is die liefde van God. Dit sê, ja, kyk die groot liefde wat die Vader het om ons kinders te noem. Maar hy sê, dit is die liefde dat hy sy seun gestuur het, sodat ons deur sy seun kan lewe, deur sy gees kan lewe. Hierin is die liefde, vers 10, nie dat ons God gelief gehad het. Ons het nog nooit God lief gehad. Niemand kan hom roem daarop en sê, ek het van my geboorte af God so lief. So 'n fantastiese God lief. Maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hy het betaal vir die prys om ons kinders te kan noem. Dis waar ons al gesê het, verskil tussen 'n slaaf en 'n diensknegt is. Slaaf is losgekoop. Jy hoort nie meer in jouself, jy is losgekoop. Maar hy het ons losgekoop om ons kinders te noem, en dan word ons ook sy diensknegte. Kyk wat 'n groot liefde, wat meer moet hy vir ons gee, as dit wat hy reeds gedoen het. Sê die Engels sê, let's revel on this thought. Ek is 'n koningskind, God het my lief, halleluja. Maar dis 'n tendens in die westerse wêreld. Ek is
'n liefling van God. Ek is baie spesiaal, want God het my lief. En ons woon eers in Somalië en Sudan en plekke waar ons verdruk word vir Christus Jesus nie. Want baie mense, en dis weer eens 'n idee wat in die Weste en in Amerika ontstaan het, nie in Engeland nie, want hulle is heeltemal geestelik dood, maar in die Weste en Amerika ontstaan het, wat hierdie gesindheid het. Het jy al gehoor die meeste mense se gesindheid en sê, dit staan daar, God het my lief, God is liefde, God is lief vir my. Halleluja, prys die Here, is wonderlik. Ek dink dit is nogal redelik eensydig, is dit nie? Sê, hy het my lief, halleluja. Ek ken 'n verhaal van 'n baie gevoellose man, wat sy vrou het haar man baie lief, en sy sê eendag vir haar man, maar ek is verskriklik lief vir jou. Dan sê hy, ek weet. Die meeste mense in die kerk vandag het die gesindheid. Jesus het my lief, dankie ek weet. Of, dankie dat jy my lief het. Dankie Jesus dat jy my lief het. Dis 'n eensydige verhouding. En ons kan nie vergeet wat Deuteronomium 6 vers 4, as jy die aanhef tot die wet ken. Wat is die aanhef tot die wet? In Hebreëus kan jy sê Shema, of jy kan sê Shama, want dat is nie klinkers nie. Wat is die aanhef tot die wet? Jy mag geen ander gode vir my hê. Jy mag my naam. Dis nie die aanhef tot die wet nie. Wat is die aanhef tot die wet? En die behoort almal te weet. Wat is die aanhef tot die wet? Hoor, o Israel, Shema, Israel, hoor Israel, die Here jou God is 'n enige, of is net een God. 3 persone een God. Maar wat volg dit? Maar jy sal die Here jou God lief hê. Jy sal hom lief hê. Jy sal hom lief hê. Ek het nog genoeg gesê. Met julle hele hart, met julle hele siel, met al jou krag en al jou verstand. Wat hy klaar sy liefde aan ons bewys, is dit nie tyd dat ons liefde nou aan hom bewys nie. En Jesus haal hierdie Deuteronomium aan die ryk jong man en vir hom sê, wat is die eerste gebod? Jy moet die Here lief hê. Jy moet jou lewe aflê vir hom, want hy het sy lewe vir jou afgelê. Hy bewys sy liefde deur sy enigste seun te laat afslag. Nou, ons het by die Bybelstudie ons gesê, daai soldaat wat die hamer in sy hand gehou het, met krag afgebring het om die spyker in Jesus se hand in te kap. Daai krag het hy gekry van God, van Christus. Want Christus is die woord wat alle dinge in stand hou. Hy hou alle dinge in stand deur die woord van sy krag. Hy hou alles, God hou alles in stand deur Christus. Selfs die soldaat wat die doringkroon met sy kop inpers, daai krag wat hy kry hy van God af. Jesus staan voor sy skepping. Daarom sê hy het sy lewe gegee. Niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit af. Ek laat toe, volgens God se wil. Sodat jy kan sê, hoor o Israel, jy moet die Here jou God lief hê, en my seun aan wie verskyn het aan julle wat julle vloek gedra het, wie se bloed vir julle gevloei het, wat vir julle vervloeking geword het, volgens Ou Testament aan 'n paal gehang het, is vervloek deur God. Dan kan ons nie net sê, ag, dis wonderlik, dankie Here. Dankie dat U my liefhet. En dan gaan ek maar net aan om myself te geniet soos ek. Ek sal hom aanbid soos ek hom wil aanbid. Jy sien, alles in die kerk gaan oor my. Ek sê nie in ons kerk, maar oor die algemeen die deursnee van die kerk. Ek gaan soontoe met die musiek. The music appeals to me. Dit klink so mooi. En daar is so groot jeugsaamtrek, so dit kyker vir ons. Dit gee vir my wat ek graag wil. Ek wil graag na 'n plek toe gaan waar dit vir my wonderlik is en fantasties klink. Ek moet gaan waar 'n godvol boodskapie aan my gebring word. Daai kerk wil ek behoort. Dankie Here. Ek weet dat U my liefhet. Dankie. Dis genoeg. Ek gaan nie kerk toe om waar ek myself draai, die musiek en worship moet na my smaak wees.
Maar dit gaan oor my, die preek moet my ore streel, of vir my iets sê, as ek uit die kerk uitloop, moet daar iets vir my in wees. Regtig? Daar regtig iets in die aanbidding van God vir my wees? Dit is mooi om mooie liede te sing, dit is fantasties om die Here te aanbid en te aanbid, maar waarom doen ons dit? Doen ons dit vir hom? As ons dit doen, fokus ons gedagte 100% op hom, wat hy klaar vir ons gedoen het, en sê, Here, ons aanbring aan u die lof en eer en heerlikheid. Die engele sê, ons moet dit weet. Dat is ongelukkig 'n geneigtheid is om altyd te sê, what's in it for me? Dit is nie so nie. En dit ken die verhaal van die mense in Namibië wat vir 'n sokkerveld gebou is, dan wil hulle nog betaal word om sokker te gaan speel. Nee, wat is die betaal? Wat jy betaal? En die mense het die gevoel teenoor die Here, wat jy betaal. Wat gaan jy my betaal om hier te aanbid? Wat sin dit vir my? Moet daar iets in wees vir ons? Is ons nie hier om hom te verkondig, hom te besing? Wanneer gaan ons liefde wederkerig wees, sodat ons die aanhef tot die wet gehoorsaam sal wees? Julle moet hom lief hê. Jy moet hom lief hê. Gaan nie oor ons nie. Gaan alles oor hom. Want ons moet hom lief hê met alles wat in ons is. Ek hou van Steve Green se lied wat sê, to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Dis die hartklop van ons sending. Ons uitreik in die strate en ons evangelie vir almal, die hart, die liefde vir die Here, onze God, is wat ons dryf om uit te reik. Omdat ons hom so lief het. Hy het ons klaar lief gehad. Hy het klaar sy liefde bewys. Hy hoef niks meer te bewys nie. Sê Steve Green, the spring which from where our service overflows, to love the Lord our God. Interessant, Johannes ontwikkel in sy tema van liefde. Hy begin die evangelie wat hy baie die woord Philadelphos gebruik, wat beteken broederliefde en susterliefde en allerhande liefde, maar as hy kom in 1 Johannes praat hy 46 keer van agape. Hy gebruik nie eers die woord Philadelphos 1 keer in 1 Johannes nie. Hy weet that's the God kind of love that must be in us. Ek sluit af, vergun my 'n artikel wat ek al uit Beeld in 2018 gekry het. So, ek het 'n ekstra kopie as jy daarna wil kry en sê, dis 'n kopie uit die Beeld 2018 wat ek altyd in my Bybel saamdra. Dat die vrou wat hierdie brief, wat hulle gepubliseer het in die briewe kolom, haar naam is, jy moet versigtig wees as jy jou naam gee vir die koerant, want dit word gepubliseer wie jy is. En ek haal haar aan, so ek lieg nie, dit staan Karin Baard van Fairlands. Nou ek en Lydia ken ook Mosaïek, maar sy kom uit Mosaïek uit. Sy sê, ek weet nie hoekom die NG Kerk so vreeslik kere gaan oor die gay stories nie. Dis eenvoudige lees is, leef en laat leef. Stem saam, leef en laat leef. Wie is die mens dan hy homself mag jy om oor 'n ander te besluit? Dan sê sy uit openlik hierso, Karin Baard, ek behoort tot die Mosaïek Kerk Fairlands en Randpunt, wat so naby ons was ook al daar gewees. Hulle uitgangspunt is almal welkom. By ons ook, kleur, taal, geslag maak nie saak nie. Dan sê sy, hier begin die probleem kom. Daar is 'n handvol pastore, predikante in Engels en Afrikaans, my AGS kollegas, wat hulle boodskap om die beurt op Sondag bring, probleem nie. Maar dan sê sy, wat is 'n tipiese erediens? En dit moet ons versigtig wees. Wat sê sy, wat is 'n tipiese erediens? Op 'n Sondag lyk so. Vroeë diens om 8:30. Op die verhoog is kunstenaars wat 'n konsert van die boonste rakke aanbied. Met viool, klavier, gitaar, tromme en sang. Die voorleser lees kort boodskapie en na die eerste halfuur kom die pastoor of predikant op die verhoog en lewer sy goed voel boodskap. Regtig? Het ons goed voel?
As jy hier uitstap, moet jy goed voel. Mag die Here my help, dat niemand, want is ons net 6 of 7, hier uitgaan en goed voel oor homself. Want dis gnostisisme. Maar hierdie pastoor bring 'n goed voel boodskap. Geen vermaning nie, geen dreigement vinger nie. Net 'n rustige, goed deurdagte boodskap of praatjie. Na die diens voel almal goed. Niemand steur hulle eers aan die sogenaamde gay praatjies nie. En dit was al 2016, begin van 2016. Is dit hoe ons die Here ons God liefhet? Ons kom hiernatoe sodat ons kan lekker voel oor onsself, goed voel boodskapie het, devotion. Mag die Here ons help dat ons, soos Steve Lynn sê, to love our Lord, our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflow. Dis diens aan hom. Ons is hier om Jesus te verhoog. As ek nie Jesus verhoog nie, moet jy vir my sê, Dries, gaan huis toe, kom terug. Want jy is besig om mense te verhoog. God het klaar sy liefde aan ons bewys. Hy hoef niks meer verder aan ons te bewys. Sy lewe afgelê vir ons. Dis genoeg bewys. Nou moet ons hom dien. Nou moet ons hom aanbid. Nou moet ons ere aan hom bring. Wat ons ook al doen in die diens moet hom tevrede stel. Dankie Hendrik, jy het dit mooi gesê. Mag dit wat ons sê, u behaag. Mag dit wat ons sing, u behaag. Mag dit wat ons met mekaar praat, as ons die lekker kaaskoek eet, u behaag. Want dit gaan nie oor ons eintlik, dit gaan oor hom. Baie kerke is mens gesentreer en nie Christus gesentreer nie. So dan kan hulle nie sê hulle is weergebore nie. Hulle ken nie die Gees. Die Gees verheerlik altyd Christus tot heerlikheid van die Vader. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys. Amen. Ons bid saam. Ek gaan elkeen so 30 sekondes gee en jy sê vir hom, Vader, Abba, die Heilige Gees, ek het u baie lief en ek wil u met alles dien wat in my binneste is, begeer ek om u te dien en u te aanbid. Kom ons vat 30 sekondes. Vader, ons weet dat in die hemel is daar 'n, so die Engels sê, 'n thunderous ovation of praise, dag en nag, sonder ophou, dag en nag aanbid hulle u. Vader, maar u het nie u lewe vir die engele afgelê nie, tog aanbid hulle u. U het nie die seun as 'n losprys vir die engele gegee nie, soos Hebreërs sê, want hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham. Ons is geslag van Abraham. Here, en ek sê, gryp u die kinders van Abraham aan. Wat 'n groot voordeel, wat 'n groot reg het ons verkry om genoem te word kinders van Abraham, nageslag saam met Jesus Christus, erfgename wat daar vir ons lê as Vader. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. Soos Johannes ook sê, hierin is die liefde, nie dat ons u lief gehad het, maar dat u ons lief gehad het. Maar Here, ons kan nie net daarop hou dit lees nie. U wil hê volgens die Shema dat ons u moet lief hê. Help ons om u lief te hê. Ons wil u lief hê. Here, gee vir ons die gees van Dawid wat, Here, ywerig was oor u, wat opgewonde was oor u, wat so bly was as hulle sê, toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Kom ons gaan, Here, die ywer, die vuur van u huis het my verteer, sê Dawid. Mag u ywer, die vuur in ons binneste brand om u te aanbid. Volgens die geskrifte, volgens die lofliedere,
volgens ons samesyn. Mag U aanbid word, maar nie kil en koud onpersoonlik nie, maar met 'n vurige liefde in ons harte, sodat U ons regmatige deel kan ontvang. Ons onsself sal gee as 'n lewende, heilige, God welgevallige, Here, 'n offer wat hoogs aanneemlik, nie aanneemlik nie, wat U behaag. Werk U Gees in ons harte, dat dit in ons monde sal oorloop om Hom te verheerlik wat U verheerlik het, dat Hy opgelig is aan die kruis, sodat alle mense na Hom getrek kan word. Alle mense Hom kan aanbid, alle mense Hom kan sien, alle mense Hom kan volg, alle mense hulle kruis opneem, Hom volg, sterf en Hom volg elke dag, sodat Christus verheerlik, alleen verheerlik kan word tot U heerlikheid. O Vader, bid ons met smeking en in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.